Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou en dat jy redelik op koers is hier in 2026 en dat jy onthou elke keer om die datum reg te skryf. Maar dalk het hierdie jaar ook vir jou bietjie met 'n vals noot begin. Is dit dalk vir jou bietjie moeilik? Is daar bietjie hartseer en vra wat ook deel van jou lewe is? Dan bid ek dat die Here ook vir jou binne in jou omstandighede, in die hele omstandigheid sal ontmoet en ook vir jou daarin en daardeur sal dra en dat jy ook sal kan sê ek ondervind werklik dat die Here ook goed is. Ek wil graag die geleentheid begin met 'n bepaalde lofrede wat sê aan hom wat op die troon sit en aan die Lam van God kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid en die aanbidding en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees deur jou kennis van God en van Jesus Christus die Here. En mag dit alles vir jou vermeerder word deur die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Ek gesels graag met jou by hierdie geleentheid oor hierdie tema van bly staande binne in 'n nuwe normaal. Nou, as ek hierdie woorde gebruik van nuwe normaal, dan moet dit iewers in jou geheue iets wakker maak. Dan moet dit mos nou daardie tyd van COVID 2020 en verder iewers in jou gedagtes wakker maak. Dat ons sê ons het 'n bepaalde normaal gehad binne in ons lewe, 'n manier van lewe, en skielik het daar iets gebeur. Het daar in daardie konteks 'n siekte gekom, 'n slegte virus gekom binne in die wêreld wat ook vir ons geweldig geraak het. In die mate dat ons in daardie tyd moes maskers dra, aanpassings maak, ver van mekaar af wees, bepaalde afstande van mekaar af wees, dat ons nie enige plek in kon inkom en by mekaar kon kom nie. Ons kom die waarheid te sê, nie eens in die kerk in groot groepe by mekaar kom nie. Dit was heeltemal 'n ander tyd. En het ons gepraat oor 'n nuwe normaal. 'n Nuwe normaal wat ons moes aanpak en waardeur ons moes werk. En nou, as ons 'n tyd lank eintlik al daar verby is, dan sal ons agterkom dat ons eintlik in 'n tipe van 'n aangepaste normaal lewe. Dit beteken dat sommige mense nog steeds versigtig is om sommer net iemand 'n drukkie te gee. Iemand hou vas. Familielede wat mekaar sou gesoen het, en vriende dalk, is bietjie hongerig enigsins om dit te doen. En soms kan jy nog op iemand agterkom of iemand raakloop wat besig is om 'n masker te dra. So iets van daardie nuwe normaal wat aangepas het, is nog steeds aan die gang. Kerkbesoeke van mense het nie teruggekeer na die normaal van vroeër nie. Dit het anders geword. Mense het gewoond geraak om eredienste te kyk op hulle rekenaars, as jy wil, of op hulle TV's, of op hulle selfone. Mense is nie geneig om meer so in groot groepe kerk toe te kom soos wat hulle vroeër gedoen het nie. So, maar dit beteken nie dat kerkwees verby is nie, maar dat die gedagte van 'n kerk al hoe meer ook deel van mense geword het. So ons leef eintlik maar in 'n tipe van 'n aangepaste normaal. Nou 'n baie lang storie om te sê, toe ons Christene geword het, ek en jy, het daar inderdaad binne in ons lewens 'n nuwe normaal aangebreek. Maar kom ons gaan verder terug. Toe Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, toe Jesus gekom het, toe Jesus gebore is, toe God mens in hierdie wêreld kom ontmoet het, toe die hemel geskeur het, in Christus Jesus, het daar inderdaad 'n nuwe normaal. Het daar 'n nuwe skepping aangebreek, het daar 'n nuwe tyd aangebreek, 'n tyd waaroor mense sou kon sê, maar kyk, alles is nuut. Niks
sou ooit weer dieselfde wees as vroeër nie. Die jaartalle sou verander, maar mense sou kom verander. Die verhouding met God sou moontlik wees. Dit sou op 'n ander manier kon gebeur, want daar sou vrede binne mense se lewens wees. Die offers wat mense sou moes bring, was nie meer nodig nie. In Christus Jesus het daar 'n eenmalige offer gekom, wat spesiaal is, dat ons kan sê soos wat Hebreërs 4 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, dat ons barmhartigheid en genade kan ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. 'n Nuwe tyd wat aangebreek het. Maar dan is daar ook iets anders waar binne in hierdie tyd, want hierdie nuwe tyd het ook in ons eie lewens waar geword. Dit het waar geword deur die opstanningskrag van Christus, deur die wedergeboorte deur die Heilige Gees, het ons nuwe mense geword. So het ons eie lewe, ons eie bestaan verander, sodat ons inderdaad kan sê die oue is verby, die nuwe het gekom. Ek was dood en nou lewe ek. Ek was verlore, maar ek is nou gevind. Mense uitgeroep uit die duisternis uit na die Here se wonderbare lig. Dis deel van hierdie nuwe bestaan. Ek leef in hierdie messiaanse eeu op pad na die koms toe, die wederkoms van Jesus Christus. Sommige net ander dag in Adventtyd het ons gepraat daaroor, oor hoe mense gedroom het dat daar 'n Messias sou kom. Nou leef ons na die tyd van Jesus op die aarde, terwyl ons weet dat hy by ons is, en leef ons in hierdie messiaanse tyd, waarin sy heerskappy, die Christus heerskappy, volledig deel van ons lewe wil wees, dat die kerk, die gelowige mense sal besef, inderdaad aan wie ons behoort en onder sy heerskappy sal lewe. Maar dit is die nuwe normaal. Maar hoe bly ek staande binne in hierdie nuwe normaal? Ek sê, dit is vir my nogal woorde wat die nuwe normaal kenmerk is, en dit is om te sê, 'n hart wat onverdeeld aan die Here oorgegee is, bring 'n heilige en 'n vrugbare lewe voort. 'n Hart wat onverdeeld aan die Here oorgegee is, bring 'n heilige en vrugbare lewe voort. Beteken integriteit, identiteit wat ons in Jesus gekry het. Maar hoe bly ons staande binne in hierdie tyd? Want verstaan, wat waar is, en ek dink Openbaring 12 ontbloot dit eintlik ook vir 'n mens. Wanneer ons dit lees, en ons lees van die draak en die vrou, hierdie draak wat die kind wou verslind, en wat gekom het om ook die nakomelinge dood te maak. Hierdie tyd waarin ons ook bedreig word. Hierdie tyd wanneer die Satan ook wil rondloop soos 'n brullende leeu om te soek en te verslind wat hy aan die hande kan kry. En is ons as Christene, gelowiges wat in Jesus Christus behoort, inderdaad ook kroonwild, omdat hy vir Jesus sou wou vernietig, omdat hy homself sou wou ontbloot as die ene wat eintlik aanbid moet word ons ook bedreig binne in ons wêreld. Is dit moontlik in terme van ons lewenswyse dat ons afgetrek sou word daarvan om hierdie hele beginsel van die nuwe jy wat ons geword het volledig te leef? Die sondige natuur wat ons het, waarvan Paulus ook praat, is nogal geneig om na voren te kom. As Paulus ook sê, in Romeine sê, maar die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die kwade wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. Dat ek anders optree as dit wat ek wil. Hoe bly ek staande binne in hierdie tyd? As die omstandighede, die lewensomstandighede, vir my so, die wêreld vir my so aantreklik word, en so aantreklik aangebied word, dat Jesus naderhand nie meer volledig op die troon van my hart sit nie. Dat die Heilige Gees
wat die Heer en die lewendmaker nie meer volledig beheer oor my lewe het nie, dat 'n mens baie keer ook half tipe van jou eie heerser wil word. Hoe bly 'n mens staande binne in hierdie tyd, wanneer die wêreld jou sou jag, om jou enigstens in die greep daarvan te kry, en die aanbiedinge en die verlokkinge net so geweldig baie is. Hoe bly ek staande? Hoe bly ek staande? Hoe bly ek kenbaar? Hoe bly ek hierdie vrug dra? Hierdie onverdeelde hart lewe, hierdie nuwe jy wees, hierdie identiteit in Christus wees, wat ek moet wees. Hoe is ons kerk? Hoe bly ons as gemeentes, wat verstaan dat ons aan Jesus behoort, bly ons staande en volledig op Jesus as hoof van die kerk, gefokus ook vir ons bestaan in hierdie tyd, maar ook vir die toekoms. Die gedeelte wat vir my help hiermee is in Lukas 3 vers 21 tot 4 vers 13, waar dit gaan oor hierdie beginsel van, maar wat het Jesus gedoen? Ons sê ons altyd, what would Jesus do? Nee, maar eintlik moet ons sê, wat het Jesus gedoen? Wie was hy? Wie was hy? Hoe het hy anders opgetree? Want as gevolg van een mens, sou ons kon sê, as gevolg van die sonde, van dit wat in die begin gebeur het, daar in die paradijslike toestand in Eden, dat 'n mens gesondig het, dat mense gesondig het, 'n man en vrou, het die hele mensdom enigstens in die sonde laat val. Maar dan het daar 'n nuwe mensdom gekom. As die eerste Adam geval het, dan het die nuwe Adam, die nuwe eerste mens, Jesus Christus, kom vertoon oor hoe dit behoort te lyk, wat ware gehoorsaamheid is, en oor hoe 'n mens behoort te lewe, dat ek en jy vandag ook volgelinge van hom kan wees. Nou wil ek dan vir jou hierdie gedeelte lees. In Lukas 3, van vers 21 en 22 eers, want dit gaan oor die doop van Jesus, om daarin te sien, as ons praat oor epifanie, hoe Jesus dan ook in sy God wees verskyn, dat ons nie kan twyfel aan hierdie Here, wat ek en jy aanbid en wat ons verlosser is nie. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan, en het die Heilige Gees in sigbare gestalte, soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Om daarmee te sê, daar is die hele drie eenheid van God teenwoordig. In hierdie gebeure, jy is my geliefde seun. Die hemel wat oopgaan, die Heilige Gees wat neerdaal in die vorm van 'n duif, en dan die stem wat uit die hemel uitkom, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Die bekendstelling van Jesus Christus ook, as ware God, as deel van hierdie drie eenheid. En dan is daar 'n geslagsregister van Jesus, wat eintlik in hierdie geslagsregister anders as Matteus sin. Matteus sin begin by van Abraham af en dan loop dit na Jesus toe, 'n verbondsgeslagsregister met verskillende groepe binne in hierdie geslagsregister. Die geslagsregister in Lukas 3 lyk anders. Hierdie geslagsregister van Jesus van vers 23 af werk terug na Adam toe en lei eintlik in hom 'n tipe van 'n spanningsverhaal in. Want wat sê ons? Hoe bly ons staan binne in hierdie nuwe normaal, waar Jesus Here in ons lewe is? Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, seun van Matat, seun van Levi, seun van Melchi, seun van Janai, seun van Josef, seun van Kenan, seun van Arpachsad, seun van Sem, seun van Noach, seun van Lamech, seun van Methuselah, seun van Henoch, seun van Jered,
seun van Mahalalel, seun van Kenan, seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God. Nou het ek gedeeltes het ek tussenin deur uitgelaat in terme van dit, om die geslagsregister tog net vir jou te bring daarby, dat die geslagsregister dan by Josef begin, eerder as dat dit by Maria begin, en dat dit 'n ander tipe van verloop het, en uiteindelik uitkom by Adam, die seun van God. In die volgende toneel, wat 'n mens dan kry, in hierdie verhaal, eers die bekendstelling van Jesus, die ontbloting, iets van hierdie epifanie, van die werklikheid, van die verskyning van die lig van Jesus, en dan hierdie geslagsregister van Jesus, wat terugloop na Adam toe. En dan skielik is daar 'n openheid, want ons kom by Adam, en dan sê wat deur die Here gemaak is, as die eerste mens, en dan lê hierdie stuk spanningsveld hierin. Adam was die een wat gesondig het, waarvan Genesis 3 ons so mooi vertel. Eva wat gesondig het. Die aarde wat vervloek is om sy ontwil, dorings en distels sal voortbring vir hierdie wêreld. Vyandskap wat gestel is tussen die nageslag van die slang en die mens. En iets van die moederbelofte van 'n tyd vorentoe van die tyd. As Adam, die eerste mens in hierdie wêreld, nie sy roeping kon leef nie, en verlei kon gewees het, wat gaan die nuwe Adam doen? Waarin die nuwe menslike geslag gebore is, die herskepper van hierdie wêreld, waardeur ons herskape word. Wat gaan hy doen, wanneer hy aan versoeking onderworpe is? En dan kry ons hierdie verhaal van die versoeking van Jesus. Wat het hy gedoen? En dit maak dat ek en jy kan staande bly en verstaan dat ek en jy agter Jesus moet aanloop en doen dit wat hy gedoen het. Hy in wie ons uiteindelik het ons verstaan, verlossing vir ons gekom het. Jesus, en dit lees ons in Lukas 4, het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Jesus is honger, hy kry swaar. Hy is in sy eensaamheid, wil mense amper sê in die desolateness. Maar wat doen hy wanneer die Satan hom versoek? Hy antwoord hom van Deuteronomium 8 vers 3. Vanuit die woord van daardie tyd antwoord hy hom. En daarna versoek die duiwel hom weer en bring hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid. En dan verstaan ons mos dat die duiwel besig is om 'n leuen te vertel, nie die waarheid te vertel nie. En dan Jesus antwoord hom dan in Deuteronomium 6, uit Deuteronomium 6 vers 14, dat daar niemand anders is wat aanbid kan word nie. As dit sê, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En hoor ons sommer, jy moet die Here jou God alleen bid en hom alleen dien, dat daar niemand anders in die hemel en op die aarde is wat aanbid moet word as werklik as God nie. Daarna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as jy die seun van God is, spring jy af. Daar staan mos geskrywe. En dan gebruik hy Psalm 91, die duiwel. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Psalm 91 vers 11. Om Jesus te versoek binne in daardie proses. En ook, hulle sal jou dra. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. So gebruik hy. Die woord van die Here is nogal 'n psalm, wat ek en jy en wat baie mense gebruik het, ook binne in COVID-tyd, wanneer hulle enigstens ook staande moes bly. Maar wat antwoord Jesus hom? Jesus antwoord hom weer uit die woord uit. Uit Deuteronomium 6 vers 16.
Daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En dan het hy die duiwel ontbloot in wie hy was. Die versoeker, die leienaar, wat leuns verkondig, halwe waarhede verkondig aan mense, soos wat hy inderdaad ook binne in ons lewe versoekings op ons pad kan bring. Ons baie keer wil laat twyfel aan Jesus Christus, wil laat twyfel aan die feit dat ons gered was, of dat ons gered is in Christus Jesus. Vir ons die beeld kom gee dat ons nog steeds sondig is. Vir ons 'n beeld kom gee dat ons belangriker kan wees as wat ons uiteindelik ook kan wees. En dan is dit ook nodig dat ons die woord van die Here gebruik. Dat ons die wapenrusting van die Here ook aantrek, waarvan Efesiërs 6 vers 10 tot 20 ook vir mense sê. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Waarmee bly ons staande? Efesiërs 6 sê, trek die volle wapenrusting van vers 11 af ook. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. En in vers 15, in die bereidheid om die evangelie as vrede te verkondig, van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Jesus gebruik die woord. Jesus bly wie hy is, die seun van God. Jesus bly die inluiwer van die nuwe tyd. Jesus bring die vrede in die een wat die vrede in die wêreld ingebring het. Hy bly die gehoorsame aan sy Vader by uitnemendheid. Hy bly getrou in versoeking wat na sy kant toe kom binne moeilike omstandighede, getrou aan sy identiteit as die seun van God, as die gehoorsame by uitnemendheid. In Efesiërs 6 vers 20 sê dan ook, van vers 10 tot 20 sê, wat is ons klere? En jy kan dit rustig gaan lees, die helm van verlossing, die borsharnas van geregtigheid, die waarheid as gordel, die skild van die geloof, en dan die woord, die swaard van die gees. En dan as skoete aan ons voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die wapenrusting van God, wat hy vir ons gee. Romeine 5 vers 18 sê, soos een oortreding gelei het, tot die veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en nuwe lewe vir almal. En 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dan word 'n nuwe mensdom in Christus Jesus. Hoe bly jy staande? Jesus het kom wys wat die weg is. Hy wat die weg en die waarheid en die lewe is. Onthou, wie en wat jy is, deel van sy nuwe normaal. Onthou dat daar 'n stryd is en teen wie die stryd is, want dit is 'n werklikheid. Bly staan. In jou eie krag? Nee, met die wapens wat God gee. Die nuwe Adam, die nuwe mens se gebruik van die woord van God. Mag jy staande bly. Mag die oopvou van die geskenk van 2026 die hele tyd gebeur teen die lig van gehoorsaamheid, van identiteit, van oorgegewenheid. Binne die teken van die nuwe jy wat jy geword het in Jesus Christus. 'n Hart wat onverdeeld aan die Here oorgegee is, bring 'n heilige en 'n vrugbare lewe voort. Amen. Here, ja, wêreld is nie altyd maklik nie.
Versoeking is baie dinge wat ons kan aftrek. Maar U is die weg en die waarheid en die lewe. Here Jesus, en ons vertrou volledig op U. Dankie dat U ons kom wys het, kom ontbloot het, sigbaar geword het, ook in terme van U optrede. O Heilige Gees, dankie vir die woord wat ons ook het. Help ons dat dit inderdaad elke dag 'n lig vir ons sal wees, 'n lamp sal wees wat by ons voete skyn, wat vir ons die weg wys wat ons ook kan volg en waar volgens ons kan lewe. Help ons om gemeente te wees, kerk te wees, gehoorsame kerk te wees, sigbaar te wees as die mense wat ons geword het en ons roeping in hierdie wêreld na te jaag met 'n totale oorgegewenheid ook hier waar U vir ons geplant het, te soek na U wil wat ons ook in U woord altyd deur sal vind. 'n Kerk gestuur, geroep, gevorm, gestuur ook na die wêreld toe, ook hier na Kudusrand toe. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, elke dag, ook in hierdie week en sommer in die hele 2026. Amen.